Okay. Ek gaan gou met hierdie video vir julle vraag 2 doen. Ek gaan 'n bietjie van 'n ompad vat, maar ek wil julle net herinner van hoe ons die Newton vraag 2 in ons matriekvraestelle benader. So, die eerste ding is, jy moet baie mooi lees wat hulle alles hierbo vir jou sê. En een van die goeders is dat hierdie krat versnel, en daarom vra hulle ook vir jou Newton se tweede bewegingswet in woorde. So, jy moet besluit, hoe gaan jy vir jou al hierdie inligting noteer? Gaan jy met 'n highlighter werk en vir jouself sê, ja, hulle het die prentjie, daai twee waardes stem ooreen, hulle het die 2 kilogram, die ligte onrekbare toutjie moet hulle net insit, sodat jy weet, daar is net 'n tension, 'n spanningskrag. Daar's 'n ruwe oppervlakte, so ek sou sommer so hier inteken, dat ek onthou daar's wrywing. Hier trek die toegepaste krag is teen 'n hoek, wat ons nie weet nie, en ek kan sommer sien, hulle vra dit hier onder, daar's lekker min vrae, en hy versnel. As hy versnel, dan sit Newton se tweede wet, wat beteken, ek gaan vir myself hierso skryf, F net gaan MA wees, nie 0 nie. As hy teen 'n konstante spoed beweeg het, of stil gestaan het, dan was F net gelyk aan 0. Die kans dat jy so ene kry in 'n graad 12 vraestel is baie skraal. Maar dit's nice. Jy kry dit soms, en dan's dit net bonus, want dit maak al die somme net makliker. So, hulle gee ook vir ons hierdie konstante wrywingskrag en daai ene. Ek gaan net vir 'n oomblik net daai inligting ignoreer en sê, jy moet jou definisie ken. Dan teken benoemde vrye kragte, so die kolletjie oudjies. En ek het hulle klaar hier geteken. P is die ene wat ons moet teken, en hy tel 4 punte. As hulle vir Q gevra het, sou hy 5 getel het. Belangrik, kolletjie, al die pyltjies raak aan die kolletjie, gebruik hulle lineaal, maak hierdie groot genoeg, dat ons kan sien wat daar aangaan. Moenie alles so in 'n lyntjie probeer insquish nie. Dit tel 4 punte. Tegnies moet jy 4 minute daaraan spandeer. Moenie afskeep nie, asseblief. Die ene, Q, P was die karretjie, trolletjie, krat, wat getrek is, wat beteken Q, waarop daar 'n toegepaste krag is, behoort meer kragte te hê. Uit daai toegepaste krag, omdat die krat na regs, soontoe versnel, gaan jy 'n wrywingskrag terug hê, en jou spanning in hierdie toutjie is ook na links, en dan nie toegepas na regs. Ek sê sommer nou, terwyl ek hier is, by hierdie krat, hy beweeg na regs, volgens daai, hy beweeg na regs, so die spanningskrag is na regs, maar my wrywing is na links. So, wrywing gaan altyd in die teenoorgestelde rigting wees, as wat die trollie beweeg, maar die spanningskrag, moet jy mooi kyk, nee, wat hierdie toutjie word getrek, so as jy hier sou help trek, dan sal die spanning soontoe wees, maar Q, P trek nou weer vir Q, en maak hom amper swaarder, so die spanningskrag daar trek terug. So, as jy jou 2 vrye liggaamdiagramme, hulle wil net hierdie ene hê, ek teken al 2, want die volgende stap, moet jy gewoonlik die spanning, of die versnelling, of enige van daai uitwerk. En hier is die resepie wat ons daar gebruik. Omdat dit 2 voorwerpe is, wat gekoppel is aan mekaar, moet jy 2 somme doen, en jy moet 'n gelyktydige vergelyking doen, sodat jy die onbekendes kan kry. Om dit te kan doen, het jy jou sketsies nodig. Hierdie P, krat, het net 2 kragte wat in die rigting van die beweging is. So ons begin met F net is MA. Dit is altyd jou eerste punt. Jou tweede punt gaan wees vir die invervang. En ek gaan nou sommer aan hierdie kant
klaar sê, hierdie massa is 2 maal A. Dit is jou derde en vierde punt, tweede. So, jy gaan of 'n punt kry vir hierdie een en vir daai een, of dat jy dit by al twee ingevang het. Want dis daarom nie moeilik nie, nee? Dis die gewig, nie die gewig nie, die massa van die twee daarin. Dan kyk jy, omdat hierdie krat na regs beweeg, begin met T, jou spanningskrag, en trek die wrywing af. Dieselfde aan hierdie kant. Nou het ek my toegepaste krag, wat net F is, nie F kleinletter T, daar bestaan nie so iets nie. Hoofletter F, minus F wrywing, minus F spanning. En hierdie sal dan jou 1, 2, derde en vierde punt wees. Hulle kan dit of hier gee of in die stap waar jy dit in vervang. Maar as jy nou kyk, so somtel gewoonlik 6, 7 punte, dan het jy nou al klaar 1, 2, 3, 4 uit die 7. So hierdie is baie belangrik. En nou kan ons invervang, en dan gaan jy sien wat jy kort. So hulle wil die spanning in die toukie hê, ons weet hom dus nie. P se wrywingskrag is Ft minus 1,8 is gelyk aan 1,25, en hulle het vir ons gesê die versnelling is 0,1 meter per sekonde. So hierdie is baie lekker. 1,8, wil net eers daai ene uitwerk, en ek skat, hy gaan 0,125 wees, maal met 0,1. Nou is dit weer net 'n bietjie wiskunde, nê? Hier trek hy af, so hy moet plus aan die ander kant, en ek dink, kom ek werk het gou met my sakrekenaar uit, die antwoord gaan wees 1,925 Newton, is 'n krag, so hy is nou Newton. En hier het ons nou die som opgelos, nee. So dis nie nodig om 'n gelyktydige vergelyking te gee nie, want hulle gee vir ons genoeg inligting. Meeste van die tyd gee hulle nie vir ons die versnelling nie, en dan het jy die spanningskrag en die versnelling om uit te werk. Ek wil tog net hierdie kant invervang, so hier het ons F, maar ons kan nie F, die 7,5 invervang nie. Jy gaan die X-komponent van F wil weet. En dit het ons nie. Ons kan hom nie lekker uitwerk nie, want ons het nie die hoek nie. Die wrywingskrag van Q is 2,2. Die tension het ons nou uitgewerk, so ek kan hom sommer hier invervang. 1,925 is gelyk aan 2 maal, en die versnelling vir al twee is dieselfde, 0,1. So nou kan ek sommer net nuuskierig. Hierdie ouetjie, daai gaan, ek moet weer 'n bietjie hier 'n sakrekenaar gebruik. So hierdie ene werk uit op minus 4,125, ten min spasie gelos, en 0,2. Hy minus aan hierdie kant, so hy moet gaan plus aan die ander kant. So aan die ander kant kry ek dus nou Fx is gelyk aan 4,325 Newton. Kan. So dit is hoe groot die X-komponent is. Dis hoe groot die X-komponent is. En nou vir die hoek, nee, 2.3.2, as hulle die hoek wil hê, dan kan ek met ander woorde sê, daar's die hoek, hierdie waarde is 7,5 Newton, hierdie is 4,325 Newton, daar's my 90 grade hoek, so hierdie is my skuin sy, hierdie is my aangrensende sy, dis cos theta is gelyk aan AS, cosas. Ons wil baie graag die hoek hê, my aangrensend is 4,325, my skuins is 7,5, en theta is dan, en dan sit ek hierdie mos nou op my sakrekenaar en ek sê inverse cos, so shift cos 4.325 gedeel deur 5.7
daar is die sommetjie op die sakrekenaar en daar is soos my hoek 54,78 grade. Ok, so waarvoor gaan jy jou 3 punte kry? Jy gaan sekerlik hierdie moes neerskryf, sodat jy alles kan aftrek wat jy het, om FX te kry. So ek vermoed, hierdie gaan 2 punte tel. 1 en 2 dalk aan hierdie kant, of net 'n 1 punt dat jy hierdie uitgewerk het, en dan 'n punt hierso en daarso, hoe hulle dit ook al, miskien 2 punte hier en dan 'n derde punt dat jy die hoek kon uitwerk, maar dit tel net 3. So, ek het hier nou bietjie moeiliker begin, want ek wou net vir julle wys, hoe sal jy 'n gelyktydige vergelyking sommetjie aanpak? Maar hulle het vir ons P se vry liggaamdiagram gevra, want dis die een wat jy gaan gebruik. En as jy hom opgelos het, dan het jy nommer 2.3.1 se antwoord. Nee, 2.3.1. En hierdie was 2.2. En dan hier is vraag 2.3.2. En ek sou net vir die mense wys, kyk, daar is ons my sommetjie, of hom netjies oorskryf.